Vanmôre wil ons sê dankie vir die goedheid van God. En Here, die wêreld beweeg in 'n rigting waar ons die goedheid van God brood nodig gaan hê. My gebed is vanmôre, ons stop die singprogram hier, ons gaan nou weer U naam groot maak. Maar hierdie kom sluit aan by die boodskap vanmôre en ek bid, Heilige Gees, sluit die oë, die ore, die harte oop vanmôre. Wat vanmôre die goeie en die slegte gewoontes net weg. As ons hier kom sit ons. Maar laat ons vanmôre iets anderster in ons gees begin besef. Iets is verkeerd. Iets groots is aan die kom. U woord sê dit. Ek pleit vanmôre tot die Heilige Gees. Kom doen vanmôre waarvoor God U gestuur het. En vergewe ons dat ons U in 'n kassie sit. En dat ons die Heilige Gees voorskryf en dat ons vir die Heilige Gees sê nie nou nie. Later. Ons later gaan skielik kom. Ek bid vanmôre openbaringskennis vir elkeen wat hier is. Elkeen wat hierdie boodskap luister. Here, ons het 'n boodskap om uit te gaan dra. Daar's siele besig om verlore te gaan. Help ons om die opdrag van God uit te voer. Dankie vir dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Ekskuus, ek onderbreek ons program. Ek voel regtig gelei deur die Heilige Gees om te doen wat ek moet doen vanmôre. Die gebeure in die wêreld wat ons kan baie sterk oplet, wat jou nie vanmôre moet vrees moet vul nie, maar met 'n wakkerheid, 'n waaksaamheid, 'n dankbaarheid, gereedheid. Een van die groot dinge, SpaceX, Elon Musk, is toe gister amptelik die eerste triljoenêr op aarde. Maar onthou, deur SpaceX beheer hy die hele AI. Alles word nou beheer deur een man. Okay, so die El Nino is besig om baie geweldig spoed te wen. Onthou, ons praat al 'n paar jaar van aardverwarming. Onthou, dis wat Davos doen, dis wat die wêreldorde doen. En hulle bly praat van El Nino, hulle praat van aardverwarming. Ons is besig om in dit in te gaan, en dis nie die aarde wat so vreeslik verander het nie, is die mens wat die aarde so verander. Okay? Koskaarstes is besig om geweldig toe te neem. Ongelooflik baie. Ek sien ons president van die AGS Kerk het 'n boodskap uitgesit. Ek het hom op die groep gesit van die Zenobia. Julle moet asseblief fyn luister. Hulle kom en benhou nie by mekaar, en hulle is net 'n paar so klein bietjie geweld, breek 'n paar vensters, gooi 'n paar karre se vensters uit, en dan gaan hulle Springs toe, en dan gaan hulle Hartbeespoortdam toe, en dan kom hulle Vereniging toe, en dan kom hulle in die Vrystaat, en dan gaan hulle Natal toe, en ons is klaar weer gemaklik met dit, want is klein groepies, dit pla nie. Hierdie hele ding is besig om te ontplof. Hy gaan uitloop op 'n gewellige ramp, en ons is aan die slaap, dit gaan ons tref. Daar's 'n groot ding wat Tiener van Rensburg gesê het, hy het gepraat van die bruid van Ierland. En het julle gesien hoe brand Ierland? Dis skriftuurlik. Frankryk brand.
Ons het die spele gesien, ons het gekyk na die hele ding van die spele. Daar's 'n paar goed wat baie interessant is. Op die baan is daar die vrymesselaarssteken wat mekaar oorvleuel. Daar is op 2-3 ouens se sokkertreye is daar die woordjie net op die 3 ouens in DNA. Met ander woorde, ons gaan die DNA verander. Ons is besig daarmee, die wêreldorde is besig daarmee. Alright, die hele kaart van die sokker tentoonstelling, daar's geboue van Amerika wat in mekaar val. Daar staan die beeld van Liberty besig om te val. Die hele Amerika wys blou, met ander woorde hy's onder water. Daar's 'n profetiese woord wat jare gelede uitgegaan het. Yellowstone, daar kom 'n aardbewing, Yellowstone, die hele Florida gaan onder vloed wees. Amerika is besig om pak slaag te kry. Alright. India se roofworte vervang nou al hoe meer mense. Ons identiteitskaarte en ons nommerplate in Suid-Afrika is baie haastig besig om te verander. Hoekom? Dit gaan alles oor beheer. Dit gaan oor om ons te beheer, dit gaan om jou geld te beheer, dit gaan om jou fondse te beheer. En Tiener het dit ook gesê, noem hom 'n vals profeet, noem hom wat jy wil. Hy was so in die kom met alles. Hy het gesê jou geld gaan vir jou niks beteken nie. Jy gaan jou mure uitplak met jou geld. En nie omdat daar 'n platneuse gesig op is nie, dit is omdat geld nie meer waarde gaan hê nie. Alright, so Trump het 'n groot ding gesê wat my baie benoud maak. Sonder hom sal Israel nie bestaan nie. Hy vat die plek van God en hy het 'n grootheidswaan in hom, maar hy trap klei, hy weet nie meer nie. Hy sou nou weer vanmôre 'n nuwe aanbod vir Iran gee. Ons weet, daar gaan nie vrede wees nie. Want die een wat môre in sy hand hou, het gesê daar sal nie vrede wees nie. Alright, ek sien by die spele, die all-seeing eye is daar. Ek sien daar is vrouens wat dans met hulle oogies so. Onthou, dis alles deel van die wêreldorde. En ouens, dis besig om voor ons oë af te speel en dit gaan baie vinniger kom as wat ons gedink het. So, vanmôre wil ek praat met julle oor, wees 'n fles oopbreker. Wil ons iets by God hê? Wil ons iets by die kerk kom kry? In plaas van om sy sagte stem te hoor wat vanmôre vir elkeen van ons sê, het iemand hier my lief? Het iemand my lief? Dit is maklik om te praat. Jy moet die Here jou God lief hê. Gebod daarmee saam is jou broer, jou suster. Lieg man, kan nie jy saam lewe nie. Maar vanmôre kom die fokus nie na jou toe nie, vanmôre kom die fokus na God toe. God wil vra, sal iemand my lief hê? En God se definisie van 'n held en ons definisie verskil blykbaar baie grootliks. Kom ons lees Lukas 7 vers 36. Ek gaan dit lees en dan gaan ek bietjie uitbrei rondom dit. OK, wil hom nie vir my hier gooi nie. Karel, broer. Dankie. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het hom in die huis van die fariseër gekom en hy het aan tafel gegaan. Goed, die volgende vers. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, OK, verneem het dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring. Baie dankie, Karel. En agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof
en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het, wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld, die ander 150. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, kyk na sy antwoord. Arrogant. Ek veronderstel. Die een aan wie hy die meeste geskenk het, en hy antwoord hom, jy het reg. Nie geantwoord nie, jy het reg geoordeel. Daarop draai hom om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Hy het haar gesien. Hy het dan nou net gedink, as hy 'n profeet is, sou hy weet sy is 'n sondares. Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, nou praat hy met hom, begin hy alweer sy streke doen. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. Het hy klank daarbo? Okay, so haar sondes wat baie is haar vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Met ander woorde, wat doen hy? Wie sê hy wat sonde vergewe? Hy ignoreer hulle. Hy praat met haar, want hy het 'n saak met haar. Gaan in vrede. Jou sondes is jou vergewe. Is ons klank reg daar? Skus, ons gaan stop, laat ons hom reg kry, want as ons sukkel as ons die recording moet uitsit. Kan ek teruggaan na hierdie ander mic toe? Kom ons probeer hom. Alright, dat ek net hierdie ding afsit. Alright. Nee. Baie dankie. Goed. Eerstens sien ons mag dalk net soos 'n paar, ons mag dalk net so 'n paar geestelike sentimeters wees van 'n ervaring met God. As ek en jy God se aangesig wil sien, volg Maria se pad. Maar dis 'n bietjie 'n tydtoffie. Alright. Matteus 26, Markus 14 beskryf ook hierdie gebeure
Simon was 'n melaatse, Matteus 26 vers 6 sê dit. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon, die melaatse. So, watter melaatse was hy? Was hy ook van die 10 melaatses wat na Jesus toe gekom het? Onthou julle, 1 het teruggegaan, 10 is genees. 1 het teruggegaan, 1 het gaan sê dankie. Jesus vra, was julle nie 10 nie? Is daar dan net die 1 wat het die moeite werd geag het om terug te kom na my toe? So ons vermoed, dis hierdie ou. Ek weet nie of hy die 1 was wat teruggegaan het nie, maar ek weet, hy het Jesus wel genooi. En hier is Simon die melaatse fariseer steeds 'n geestelike melaatse, want hy was skynheilig. Lukas 7 vers 39. En toe die fariseer wat hom genooi dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n... Ek het nou gelees, sy was 'n sondares. Maar hierdie skynheilige vent sê, sy is 'n sondares. Jy sien, die kerk dit steeds vinger en wys. En ons kan steeds die oordeel wil vel oor mense se lewens. In God se oë is ons almal geestelik melaats. Totdat jy op daai plek kom, waar jy jouself oopbreek voor God en Christus Jesus as jou persoonlike saligmaker. Ekskuus hoor, die innooi ding is een ding, om hom toe te laat, om te bly, is 'n ander ding. Ons kan die sondaarsgebedjie doen, en dan gaan die hele wêreld hemel toe. Nonsens, staan nie in my Bybel nie. Ja, maar ek het my sonde bely, is dit so? Maar bly hy in jou, is hy deel van jou daaglikse lewe. Jy sien, totdat jy jou vleeskruik oopbreek, en onthou, Maria moes self die vlees breek. Die tragedie in hierdie verhaal is, die disippels wil haar uitgooi. Markus 14 vers 6. Kyk wat sê hulle hier. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Hulle wil uitgooi. Hoe kan sy die olie mors? Hoe kan sy hierdie dierolie, kan sy nou op die God van die hemel, die God van die heelal, se voete mors. Sien jy wat? God is niks werd vir die meeste van die kerk nie. God is vir ons goed, as hy vir jou 'n wonderwerk gee, as hy vir jou deurkom, as hy vir jou iets gedoen het, is God goed. Maar hy is nie eers die olie werd, wat jy in jou dra, om oor hom uit te stort nie. Hy gaan na vers 8 toe. Want wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooral my liggaam vir die begrafnis gesalf. Hier kom die sterk vers 9. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Moenie hierdie punt mis nie. Sy is al die tyd in God se gedagtes. Is jy? Is jy elke oomblik in sy gedagtes? Jy sien, sy sal altyd in sy gedagtes wees. Wil jy deur God besoek word, dan sal ek en jy moet plek maak vir hom in ons lewens. Al is jou lewe hoe vol, al is jou lewe hoe besig, en dit beteken partykeer dat die mees kosbare dinge
in ons lewens, ouens, baie, baie belangrik. Die mees kosbaarste dinge in ons lewens sal moet gebreek word. En weet jy wie's dit? Dis jy. Dis ek. Dit moet gebreek word, want ons koester. Ons koester. Jy sien, as daai fles gebreek word, dan sal die geur vrygelaat word. En is daardie geur wat God soek. My gebrokenheid is 'n soet, rykende geurigheid vir God. Psalm 56 kom, hy sê in vers 9. U het my om swerwinge getel. Hou my trane in die kruik. Is hulle nie in u boek nie? Die offer wat God soek is 'n gebroke en 'n verslae hart. En 'n gebroke en 'n verslae gees. Hoekom? Want ek breek op voor God en ek sê vir hom, Here, ek is niks. U moet meer word. U moet alles in my lewe word. Asseblief, Here. Gaan dus na jou geheime plek, maar gaan haal jou albaste fles uit en gaan breek dit voor hom. Maar ek wil julle vanmôre sê, moenie in jou geheime plek sit en vrek nie. Soos 'n lui mens wil gaan sit in die teenwoordigheid en vir die Here sê, nou wag ek op u. Jy's lui. Jy moet wag tot hy deurbreek, sy deurgebreek het, moet jy gaan werk. Jy het siele om te wen. Daar's ouens wat verlore gaan. Ek hoor Vrydag aand van 'n pastoor, wat, dank die Here, hy luister, hy hoor die stem. Hy doen boendo bashing, hy klim in 'n boot wat hulle self gemaak het, deur al hierdie omswerwinge, deur letterlik hel, om by 'n vrou van 90 jaar uit te kom, dat sy haar hart vir die Here gee. Van die Kaap gaan hy bo in Afrika op, omdat een stem geroep het. Ons wil nie eers met die ou en checkers praat. Ons is skuldig. Ons is skuldig. Want ons is besig om die grootste opdrag te vermy. Gaan breek jou fles by sy voete en sê vir hom, Jesus, ek het u liewer as alle ander dinge, ook as myself. Ek sal alles offer, ek wil net u hê. Lukas 7:44. Daarop draai hom om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Goed, wat is die gebruik? In daai tyd het hulle geloop, almal het sandale gedra. Hulle het stowwerige pad geloop. Stowwerige pad bedoel dat donkies, beeste, skape ook op die paadjies geloop, hoor. So wat het gebeur, dat 'n klonkie aan jou voete kom sit. Wanneer iemand jou genooi het, was dit die laagste dienskneg in daardie huishouding. Die niks werd dienskneg, die een wat geen aansien het nie. Met ander woorde, hy somme die rabbies, hy moet by die voete wees. Dit was sy taak om jou gas se voete te was. En Maria kom en sy verneder haarself en sy huil sy voete skoon. En sy was die vol, die stof, die vuilheid, die reuk van donkiemis, van alle mis wat jy aan kan, was sy met haar trane. En sy kan nie vra vir 'n handdoek nie.
want sy het geen plek in die huishouding nie. Ons kan net demand, né? O Here, U moet, God moet niks. So sy kan nie handdoek vra nie. En sy doen wat die Midde-Oosterse vrouens doen, hulle moet hulle hare vasmaak. 1 Korintiërs 15 sê dit, vrou se hare is haar. Ken julle julle Bybel? Haar hare is haar wat? Eer. En sy vat haar eer en sy maak die eer los. En sy droog sy voete af en sy sê al die stof, al die klanke van daai beespoep en die skaapgemors kan maar in my hare inkom. My eer breek ek af vir hom. En ek lê my lewe af by sy voete. Sy breek haar eer af. Jy sien, sy was 'n prostituut. Wat 'n prentjie van aanbidding. Jesaja 64 vers 6 sê. En ons het almal geword soos 'n onreine. En al ons, hoor net gou. Dis nou die Simon, die melaatse, wat neerkyk. Maar hoor wat skryf Jesaja. Ons het almal geword soos 'n onreine. En al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare. En ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Met ander woorde, nie aanvaarbaar vir God nie. Uit sy teenwoordigheid uit. En dis wat sonde gedoen het. En dis wat sonde steeds doen. So, Simon wou Jesus by hom hê. Maar hy wou hom nie eer nie. Ons wil God in die kerk hê. Ons het 'n mooi preekie geluister, ons het lekker gesing, ons het 'n goeie tyd in sy teenwoordigheid gehad, maar ons wil hom nie hier hê nie. Want dit gaan om ons. Dit gaan oor wat kry ek uit hierdie hele ding uit. Wat is in dit vir my? En daarom het die kerk het lank genoeg vir God gevra, wees teenwoordig. Maar ons gee hom nie die posisie van eer nie. Ons soek sy genesing. Ons soek sy gawes. Ons soek die wonderlike dinge. Ons soek die wonderwerke. Wil ons hom eer? Wil ons regtig? Ons het vanmôre gesing, ons het nie 'n band nie. Ek is eintlik baie bly. Ons het nie 'n band vanmôre nie. Ek is baie bly. En ons bid vir hulle genesing. Maar weet jy wat? Dit gaan oor jou stil raak voor die Here. Sonder 'n show hiervoor. Ons wil nou eers kyk hoe lyk daai een en hoe dans daai een en hoe spring daai een. En daar's nie 'n gedagte aan hom nie. Ons het ver teruggeval. Ons het baie ver teruggeval, ouens. Vra jouself af. Was God hier vanmôre? Jy sien, die disippels, hulle wil haar stop, hulle wil haar uit hê. Jesus sê, los haar. Hy sê nee, los haar, sy het 'n goeie werk gedoen en uiteindelik doen iemand iets regs. Iemand het uiteindelik 'n held of 'n heldin in God se oë geword. Jy sien, ons soek elke keer die Dawid, ons soek elke keer die Samson. Maar wie wat 'n held soek God? Die persoon wat sy eer breek en sê, dis nie meer ek wat leef nie, Here.
Nou is dit U wat leef. Net U wat in my lewe. Dan het ek my eer afgebreek. Jy sien, die begrafnis van 'n mens se eer is die geboorte van God se eer. Ons moet ons liefde toelaat om verby die dop van ons voorgee te gaan. Ons moet daai dop breek. God soek nie godsdienstige dienste nie. God soek ware aanbidders. Ek wil julle vanmôre waarsku. Ons het 'n keuse nog om die dop te breek voor God. Maar binne baie kort. Ons sien dit oor die wêreld. Ons sien die opstande, ons sien die oorloë, ons sien hongersnood. Julle weet nie hoeveel oproepe begin ek alweer kry mense wat kos soek nie. Dit word 'n groot storie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl jy nog die keuse het om jou ek-fles te breek, smeek ek jou, doen dit. Want ek het lank gisterand met my vrou hieroor gepraat. Baie lank. Daar's 'n kant van God wat ons nie wil ken nie. En daar's 'n kant van God wat ons ignoreer. Daar's 'n kant van God wat ons toegelaat het dat die wêreld ons mislei. Hy's mos 'n God van liefde. Maar ek sê vir jou, as jy jou kruik nie gaan breek nie, gaan God hom breek. My Bybel is vol daarvan. As jou trots, jou skynheiligheid, jou hoogmoed nie gaan plek maak, vrywillig nie. Die hel gaan losbreek, hulle gaan na jou huise toe kom, ouens, hulle is besig om dit te doen. Hulle gaan kom aanval in jou huis. Ierland lyk verskriklik. Ons het 'n groep hier wat alles baie mooi beplan, hulle is besig. Gisteraand 4000 Malawiërs uit Natal uit huis toe gestuur. Donderdag aan 2500 DRC ouens, Nigeriërs huis toe gestuur. Sê vir my, hier kom niks. Moenie onnoosel wees vanmôre nie. Die Bybel praat van dit. Dit kom verseker. So ek en jy het die keuse om hierdie kruik te breek of God uit te daag en vir hom te sê, nou kom breek my. En jou houding gaan maak dat hy dit gaan doen. Want jou houding is hoogmoed. Jou houding is skynheilig. Jou houding is godsdienstigheid. OK. So wat ryk hy? Wat onderbreek God steeds? Die vrou het Jesus se hoof gesalf en hier gebeur 'n wonderlike ding in Johannes 20. En ek wil hiermee afsluit. Vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. Ek sien weer trane in 'n kruik. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. En sy sien 2 engele. Daar sit met wit klere aan, een by die hoof, een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink, ons dink mos God is in ons diens as ons in die kerk is. Hy beter vir my 'n wonderwerk gee vanmôre. Hy beter vir my deel. Weet jy, ek het nou vir die Here gesê, as hy nie vanmôre vir my hierdie ding doen nie, sit ek my voete nooit weer in die kerk nie. God sê, hoopie.
Sy het gedink is die tuinier. Meneer, as jy hom weggedraai het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Hoor nou, Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Okay? Want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. En Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het. Wat gebeur hier? Wil jy moet iets raak sien. Jesus kom uit die graf uit. Hy moet nou terug aan Vader toe. Onthou, hy mag nie aangeraak word nie. Sy verheerlikte liggaam moet eers herstel word. Hy het teruggekom. Maar weet wat vir my uniek? Jesus onderbreek die belangrikste afspraak van sy lewe. Hy staan uit die dood uit op, hy gaan na Vader toe. En hy kry 'n reuk van olie. Iemand het sy hare gesalf. Iemand het sy voete gesalf. Dieselfde olie, dieselfde trane is hier om hom te balsem. En hy onderbreek sy afspraak met God. En hy sê my woorde. Hy sê vir God, wag bietjie. Ek ruik iemand wat my liefhet. Ek ruik iemand wat my liefhet. En ek wil by hierdie iemand wil ek tyd spandeer. Ouens, gebrokenheid is haar liefde vir haar meester. Dis watter impak ons gebrokenheid op God maak. En weet jy wat? Dan reageer God. Die hoogste vlak van aanbidding kom van gebrokenheid. Daar's nie 'n formule nie, daar's nie 'n kortpad nie. Gaan lees gerus bietjie Psalm 51. Is 'n briljante psalm van koning Dawid. Wat besef hoe verlore is hy. Wat opbreek voor God. En wat sê God vir hom? Dis oukei. Dis oukei omdat ek jou liefhet. Omdat ek jou gebrokenheid sien. Omdat ek die reuk ken van jou gebrokenheid. Die reuk van jou stikkend in jou lewe. Omdat ek sien die einde van jou eer. En weet jy wat? As ek en jy by die einde van ons eer kom, eers dan begin God se eer. Solank jy krediet soek, solank jy in beheer wil wees, solank jy weier, sal God nie vereer word. Hy sê ek deel my eer met niemand. Met niemand. En daarom wil ek vanmôre hê, ons gaan 'n liedjie nou speel, maar ek wil vanmôre dit demonstreer. Hier's ek en jy. Dis 'n mooi pot, né? As jy voor die spieël staan. Hy arme dan op sy plek lê. Behalwe vir ons ouens wat kaalkop is. Ons vang 'n waslap. Ek vang party oggende nie eers die waslap nie. Want die hare is so min ek sê net jy is alright. Ouens, ons sal tot die ekstreems gaan om perfek te lyk. Maar vir wie? Jy beïndruk God nie? Paulus skryf dan so mooi, hy sê ons is nie haar vlegtery en klere wat God behaag nie. Is 'n gebroke gees. En ek wil hê jy moet vanmôre jouself in hierdie baie mooi pot sien. Pragtige kunswerk. Jy's 'n kunswerk. Jy's met God se hande geskape.
Hy sê jy is 'n ongevormde klomp. Maar die vraag is, gaan jy vanmôre kan opbreek voor hom? Vir hom kan sê, wat uit my lewe, wat U nie behaag nie? Sal jy vir hom kan sê, Here, ek wil hê die offer wat U van my kry, moet 'n lieflike geur wees voor U aangesig. Wat het Maria met haar kruik olie gedoen? Sy het hom neergegooi. Is dit nog 'n goeie kwaliteit ook? OK, maar ek en jy is ook goeie kwaliteit. Ek en jy is die beste kwaliteit. Dis sommer nou so vinnig in die preek, die regverdige val 7 keer. By elke keer staan ons op. Maar Maria, wat doen sy met die pot? Sy breek hom. En hierdie reuk voor God maak dat Jesus sy teruggaan na Vader toe uitstel. En sê, iemand het my lief. En vanmôre wil ek hierdie onus by jou los. Liefie, sit vir ons daai liedjie aan asseblief. As jy vanmôre kan sê, ek het U lief, kom vertel dit vir hom. As jy haastig is en jy wil weer jou hoendertjie gaan eet, gaan doen dit. Maar onthou, hierdie dag sal teen ons getuig. Kom ons sluit ons oë. En as jy ergens met die Here wil wees vanmôre, praat met hom, kom kniel uit, doen net soos jy wil, maar doen wat Maria gedoen het.